Goeiedag luisteraars, ek deel graag met julle oor hoe om los te kom van dit waaraan jy te veel vasklou. Abba Vader, U is ons healer, U bevry ons, U maak ons heel. Here, dankie dat U vir ons elkeen intree voor Abba Vader. Here, U het ons duur gekoop, U het die vyand oorwin. Heilige Gees, ek bid dat U deur my sal beweeg en my sal aanraak om hierdie woord te bring. Raak elkeen aan dat elkeen so bewus sal word van U tasbare aanraking. Laat elke woord wat uitgaan geseënd en gesalf wees om te gaan waarna toe dit gestuur is. Here, ek loof U en ek eer U in Jesus naam. Amen. So vandag deel ek met jou oor die leemtes van vashou, of the hollows of holding on. Ons kan nie 'n ander die bron maak van ons gemak, ons sekuriteit of om te behoort nie. God het ons familie en vriendskap gegee as 'n geskenk. Dit was nooit bedoel dat mense jou bron moet wees nie. Ons het ander nodig in ons lewens. Ons is nie geskape om soos 'n eiland te wees nie. Jy is gemaak vir 'n familie, maar nie om ander jou bron te maak nie, want dan sal jou bron van bo vries. En dit veroorsaak pyn om aan leemtes vas te hou. God gee en neem, God wounds and heal. Job, ons kan sien daar, jy weet ons wat met Job gebeur het, nie, waar die vyand gekom het en vir Job op die as oop daar, die ken julle nou al, so ons sien byvoorbeeld wat het met Job gebeur. Baie is kwaad vir God, aan wie hulle te veel vasgehou het in hulle harte. Dan word hulle bitter wanneer daardie ding of persoon weggeneem word. Nou daardie stikkende parte, die fragment parts, moet teruggebring word na Eden toe. En die Hebreëus van Eden beteken bliss, pleasure, delight and joy. By Eden leer jy om te laat gaan, to let go. Hier oorwin jy in 'n leefstyl om te laat gaan. Laat gaan die een wie jy jou bron gemaak het. Vervang dit met die volheid van ek is. Dan oorkom jy pyn, verlies, alleenheid. Oorwin in afstand om God se planne te aanvaar. Om negatief vas te hou aan die verlede of om te koester is byvoorbeeld 'n ongesonde verbintenis. Die Hebreëus van dabak beteken to cling, to cleave, follow close of be joined, pursue hard or adhere. 'n ongesonde verbintenis is waar jy weier om te laat gaan. Met ander woorde, om obsessief te wees, wanneer dinge by mekaar geheg word, wat nie behoort te wees nie. Nou, 'n ongesonde verbintenis waaraan jy kan vasklou, ek het 'n paar Hebreëse woorde, daleth, dit beteken beperk, en desperaat, of wanneer jy afhanklik is van 'n object. En byth, dit beteken verdeeldheid, dit is 'n gewoonte, 'n emosie, om hardkoppig te wees om 'n plek te verlaat. Dan kan ons die volgende een is OOWP, lacking spiritual foresight, of dit is soos 'n monkey-like imitation. Om daaraan vas te hou, omdat dit gemaklik is vir jou, of jy hou daaraan vas omdat dit vir jou bekend is. Dit is 'n dwelling wat vanaf 'n laer plek begin. Daarom moet ons loskom van dit.
Dit is 'n ongesonde vashou daardie, 'n ongesonde holding on. Dan kan ons nog 'n Hebreëse woord nekash, to take or seize, caught or trapped. En dan actionoor is hardkoppig of volharding. Met ander woorde, jy weier om jou gedagtes te verander. En dan shebel is pyn, hartseer of distraction. Kom ons kyk na Proverbs 5:22. Cords of ropes of sin, being ensnared by what you are holding on. Ons lees om, beware that your sins don't overtake you and the scars of your own conscience become the ropes that tie you up. Nou kom ons duik nog dieper in. Kamek beteken a ring or closed circle. Dit beteken om te versmoor, suffocating of 'n sirkel wat jy nie kan uitkom nie. En saith is life or fence. Dit is wanneer daar 'n negatiewe manier is om so vas te hou dat jy afgesny word van die buitewêreld. Dan lamet beteken teaching of lering, en hartsbegeerte wanneer jy daardie desire het vir control. Nou kom ons kyk die dieper betekenis. Om negatief vas te klou beteken om te weier om die Shekinah glory van God te aanvaar. Met ander woorde, Yahweh's presence or flow. God se hart is vir jou om terug te draai na hom toe, in steede daarvan om na ander toe te draai. Leer om jouself te bind, to be intertwined en vas te hou aan sy gees, om vas te hou aan sy woord, totdat jy vry is van die ongebalanseerde nood of hulp van ander. Kom ons kyk na, ek gaan nie vir julle lees nie, ek gaan net sê waaroor dit gaan. Jonah 2 vers 8 is to turn away from living source of holding on to other than Yahweh. Dan Ezekiel 14:3 is idols in their hearts. Dan kyk ons 2 Kings 12:2-3, King Joash, burning incense to high places. In Genesis 31:19, Rachel stole household gods. Daar kan julle sien, is 'n paar voorbeelde van waaraan daar vasgehou was aan dit wat nie reg is nie. To cling to something other than Abba for security. So kom uit die leemtes van vashou, die hollows of holding on. Anders wil jy manipuleer, omdat jy God nie vertrou as jou algehele bron nie. Soos om te manipuleer is vrees en verwronge verhouding tussen die mens en God. Embrace die leefstyl om te laat los. Hou vas aan die intensies van God, sonder om weg te beweeg van die ware bron. Leer die ritme van 'n leefstyl om te laat gaan. Dit sal 'n proses wees, maar be present in the process. Laat toe dat die tweesnydende swaard uitsny wat nie van God is nie, sodat jou journey met hom kan wees. 'n leefstyl van let go is verby die moderne insig van ontspanning. Dit is 'n mental-emosionele skuif wat moet gebeur. Om te vertrou, om geloof te hê en sekuriteit te hê. Surrender control van die uitkoms na jou skepper, terwyl jy verantwoordelik bly vir jou aksies. Let go of the need to control. Laat gaan die verlede en beweeg in geloof vorentoe. Laat gaan jou ego. Maak los. Moenie vashou aan wat jy verloor het nie, of drome wat nie herstel kan word nie. Ontgin nuwe moontlikhede. Stop forcing. Start trusting.
Surrender of the ego to pass through the gate into a new, higher state of being, to become everything you are meant to be. Connect the spiritual realm to the physical. When you let go, you are not drifting, you are connecting. Leer van jou highs en van jou lows, daardie wat jy dink oordoen, jy doen te veel of jy doen te min. Leer uit dit uit. Shift from complaining. Hoekom gebeur dit? Wat kan jy daaruit leer? Of turning panic into spiritual, joyful surrender. Let go of your current form en jou wil sal and your will be remade by divine fire. Ek gaan dit weer vir jou lees. Let go of your current form and you will be remade by divine fire. Kom ons kyk, as ons nou kom by die proses. 1. Stop striving. 2. Acknowledge limitations. Met ander woorde, dit wat jou beperk. Transfer responsibility. So deel uit. En 4. Accept the moment. Rest in His presence. Letting go. Part of the hidden life in Christ is found in Edenic intimacy. Sien nou waar ons weet, Vader wil hy ons moet teruggaan na Eden toe. Daar waar die joy, pleasure, bliss en delight is. Wanneer ons styf vashou aan iemand of iets om hierdie spasies in ons te vul, as om eerder aan die Here vas te hou, dan begin ons om ander persone ons bron te maak. Dan vind jy jou identiteit in jou doel of waar jy behoort te wees in mense in plaas van om hom, die Here, jou bron te maak. Daar's niks verkeerd met mense in jou lewe nie, daar's niks verkeerd om gebalanseerde verhoudings te hê nie, maar as jy aan mense begin vashou as jou bron vir jou ongeneesde seer en jou wonde, dan begin hulle later jou bron te raak. Dan raak dit ongebalanseerd en raak dit in afgod. Dit kan selfs 'n man en 'n vrou in 'n huwelik wees, waar die een sy identiteit in sy vrou of andersom kan hê. Ouers wat so vashou aan kinders, dat hulle nie uit die ouerhuis kan gaan nie, of dat hulle nie wil hê die kinders moet die ouerhuis verlaat nie. Jou kinders is nie geskape om daardie leemte te vul nie. Hier kom ons in 'n plek van stripping, met ander woorde om los te maak van dit. Die Here wil daardie leespasie in jou kom vul, maar jy moet gewillig wees om te laat gaan, om te surrender. Jy kan alleen voel, jy kan selfs hartseer voel, maar Jesus wil jou volmaak van wie hy is, om te leef op die altaar en om daar te bly, in hemelse plekke. Here, ek laat gaan. As jy vashou aan pyn, dan kan dit verslawend raak. Vrees vir verwerping, met ander woorde, jy is so gewoond daaraan om daardie emosie te beleef en jou liggaam reageer op dit, of om so te voel, dat dit later, dat jy dit eintlik, daardie emosie eintlik create om so te voel. So dan wil ek vir jou sê, create 'n lewenstyl om te laat gaan, to surrender, to let go. Observeer saam met die Heilige Gees waar jy moet laat los, waaraan hou jy te styf vas. Jy moet dit inoefen en dit neem tyd. Jy kan nie groei as jy nie laat gaan nie. Dit kan soms pynlik wees om te laat gaan, maar embrace the experience with joy, want God het 'n plan. So sien die joy daarin, weet jou Here is by jou, hy is met jou, so embrace daardie
proses wat jy moet deurgaan met blydskap, met vrede, met vreugde. Vra Heilige Gees vir wysheid en kennis om dit te sien. Ons moenie ook baie keer kan mense soms diere ook verafgod. Iewers moet ons 'n plek van balans vind. Indien Jesus dit nou sou wegneem, wat gaan die kondisie van jou hart dan wees? Laat toe dat jy gevul word met aanvaarding, dat dit oukei sal wees. Kyk wat het Jesus op Getsemane deurgegaan. Hulle kon nie wakker bly om saam met hom te bid nie. Jou hart moet reg wees in dit. Bewaak jou hart. Embrace the process. Aanvaar dit. Aanvaar dat jou joy en jou belongingness is by sy tafel. Launch them, jou kinders, launch them in what they need to be, jou kinders, om te let go. So moet hulle nie vashou as hulle moet gaan nie. Sodat Heilige Gees vir jou oortuig, waar hou jy te styf as waar moet jy laat gaan. Daar kan baie verskillende forme wees waar jy te styf vashou, want dit gee vir jou purpose. Wat sal gebeur as dit nou moet weggeneem word van jou? Bewaak jou hart en kyk of jy gereed is om in volwassenheid te loop. Deursoek jou hart in elke seisoen om uit te wys waar afgode nog versteek is. Gee die Heilige Gees nou tyd om jou net te wys wat jy nodig het om te los. Neem 'n joernaal en skryf neer waarop die Here sy vinger wil druk. Is daar 'n spesifieke, 'n emosionele patroon wat jy miskien moet laat gaan? Is dit dalk 'n spesifieke manier van voel of dink wat bly opduik in jou lewe? Is dit 'n gevoel van 'n verloorder? Is dit miskien waardeloosheid of onwaardigheid? Is dit verwerping of abandonment? Is dit alleenheid? Is dit 'n gevoel van onvervuld voel? Of is dit 'n persoon? Is dit 'n plek? Is dit jou roeping? Of is dit jou destiny? Wat is dit wat jou hartspasie so occupy? Wanneer jy daaraan dink, bring dit vrees. Neem tyd dat die Heilige Gees jou hart deursoek en uitwys wat dit is. Alles wat nie op die kruis is nie, het die potensiaal om jou te vernietig. Kies vandag om te laat gaan. Daar kan dalk sterk emosies by jou opkom. Jy mag dalk hartseer voel. Jy mag dalk leeg voel. Watter emosie ook al by jou opkom, gee dit vir hom. En soos jy nou communion gebruik, sy liggaam en sy bloed, sê dan en besluit dan, ek kies vandag, Papa, om te laat gaan. Laat dit net vloei, verslap jou greep, hou aan om dit te laat gaan, laag vir laag, emosie vir emosie. Jy kan miskien voel, maar hoekom moet ek dit laat gaan? Laat dit opkom en uitgaan. Jy hoef nie so te voel nie. Hoekom dit nie laat gaan nie? Hoekom wil jy vashou aan die hoekoms? Beweeg nou, soos jy sy liggaam, die brood en sy bloed, die sap inneem, om te beweeg in die plek van deep surrender, om net oor te gee, om net te laat gaan. Dankie Jesus vir u liggaam en vir u bloed. Nou bly daar, in daardie plek, linger in dit is daar bevryding. Laat dit gaan. In Jesus naam, amen.